by Marula Media se regstreeks gesprek. Dis die Lyn Kriege en vandag gesels ons oor die nuutste COVID-19 variant genaamd Omicron. Nou, hierdie nuwe variant het die wêreld behoorlik op hol gehad sedert wetenskaplikes verlede week aangekondig het dat verskeie gevalle in Suid-Afrika en elders ter wêreld aangemeld is. Verskeie lande het toe onmiddellik hulle reisbeperkings na en van Suid-Afrika ingestel. En hoewel president Cyril Ramaphosa nie Sondag verdere inperkings ingestel het nie, wonder talle Suid-Afrikaners of hulle vakansieplanne nie later die maand in die hek gaan duik nie. Intussen styg die gevalle skerp op eie bodem en daar heers nog baie onsekerheid oor wat presies hierdie nuwe variant behels, hoe gevaarlik dit is en of dit moontlik bestand kan wees teen bestaande enstowwe. Ek gesels vandag met Connie Mulder, hy is hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut en hy gaan vir ons 'n paar van hierdie vrae beantwoord. Baie welkom Connie. Ag, dankie Elyn. Ek wens ek was in beter tye hier gewees. Kom ons kyk gou-gou. Ons weet nou hierdie variant het verskillende mutasies en dit lyk beslis of hy vinniger versprei en die positiwiteitskoers is nou reeds op 16.5%. Maar is hy gevaarliker en hoe lyk die hospitaalopnames? Lyk dit asof dit toeneem? Elyn, so ek dink ons moet die eerste ding vestig is ons is basies nou vol in ons vierde golf wel. Om vir 'n golf om te gebeur het jy so 3 faktore nodig. Die eerste een is tradisioneel is dit omtrent so 6 na 8 maande na die aanvang van die vorige golf net weens immuniteit wat begin taan op daai stadium. So mense is nie meer immuun, veral ouer mense is immuniteit taan bietjie vinniger. Die tweede deel is dan jy kort 'n nuwe variant op 'n manier. Die virus muteer so gereeld, toenemend. So ons weet daar gaan een kom. Die vraag is net of dit 'n nuttige een gaan wees. Die meerderheid van die mutasies is nie noodwendig nuttig vir die virus om 'n beter virus te wees nie en dan hoor ons nooit eers van hulle nie. Die waarvan ons weet is die nuttig is, maar daar is baie meer mutasies intussen gewees wat ons kon dophou. Die grootes was nou Delta, die vorige een, waar die virus beter laat versprei het, wat net eenvoudig want vir 'n virus lyk sukses soos verspreiding. Dit is die doel, hy wil meer mense siek maak. So ons weet van Delta, en nou het ons Omicron getref, omtrent presies in die 6 na 8 maande venster wat ook nodig is vir die mutasie om in te kom. En dan die laaste een wat ons nou bekommer is, jy het meer geleentheid vir mense om veral binneshuis by mekaar te kom, wat verspreiding dan nou sal aanhelp. En ons is presies in al drie, so ons is op pad in 'n vierde golf in. Rondom hoe Omicron lyk, daar was 'n groot, eintlik bangmaak media konferensie wat ek dink nie naasien by so bang hoef te maak nie, wat gesê het, jong, hierdie is nou 'n super variant. Dis nog 'n variant, hy het baie mutasies, dis waar, hy trek met 22 mutasies op die sekelproteïene. 'n Klomp van hierdie mutasies het ons van tevore gesien in ander variante, ons weet min of meer wat hulle doen. 'n Paar het ons nog nie gesien nie, ons weet nie of hulle nuttig is nie. Dalk is hulle maak hulle 'n slegter virus. Ons weet dit klein nie. Wat ons wel kan sien hier is hy gaan vinniger versprei. Hy gaan hardloop en hy het dit reeds eintlik gedoen. Hy is besig, hy gaan Delta net vervang as die dominante variant in die volgende rukkie. Maar dit is nie noodwendig waaroor mense bekommerd moet wees nie, is as jy nou dink 'n virus wat vinnig versprei maar baie minder dodelik is as die vorige is nie 'n slegte ding nie. Dit gee vir jou immuniteit teen 'n baie laer prys. Hierdie ene weet ons nog nie wat die kliniese uitkomste presies is nie. Van wat ons kan sien, lyk dit of dit min of meer dieselfde of dalk 'n bietjie ligter as Delta is selfs. So dit sê ons gaan 'n rowwe golf hê met verspreiding, hy gaan hardloop, maar dit lyk nie asof hy veel harder gaan tref in daai terme nie. Wat belangrik ook is ons het nou al groot dele van ons volwasse bevolking ingeënt. Soos omtrent op 60% van mense bo 50 is volledig ingeënt. En dit stel voor dat ons verwag, alhoewel jy moet getalle gaan hardloop, transmissie gaan hardloop, gaan ons 10-1 kyk na beter of dieselfde kliniese uitkomste as met Delta ten minste. En dit is bemoedigend. As die enstowwe werk, wat ons kan aflei, is dat inentings het ons tot dusver gesien met mutasies raak 'n klein bietjie minder doeltreffend teen elke opkomende mutasie. Tussen alfa en beta was omtrent so 10% daling, tussen beta en delta omtrent 'n 5 na 10% daling. Ons kan nou sien in Duitsland, waar delta tans die dominante een is en waar hy geweldig hardloop, dat enstowwe se doeltreffendheid steeds net in simptomaties hier by die 65, tussen 60 en 65% is, wat laag mag klink, maar hospitalisering is hulle steeds bo 85 en sterfte steeds bo 85. Nou dis die belangrike deel. Ek dink nie
ons is onder die illusie dat niemand ooit weer gaan siek word nie. En dis ook nie wat jy kan dit nie regkry dat niemand ooit weer siek word van COVID nie, maar jy kan keer dat hospitale vol word. En dis uiteindelik die doel. So ons behoort beter uitkomste te sien. Hierdie golf net weens die feit jong mense hoop ons word steeds nie so hard getref soos van tevore nie. COVID bly 'n baie ouderdomspesifieke risiko. Hoe ouer jy word, hoe groter is die risiko dat dit regtig 'n wesenlike bedreiging word. Bo 70 en as jy 20 tot 30 is, dan jou risiko van sterf is laag. Jy het steeds 'n kans om hospitaal toe te gaan, maar dit is relatief laag. Jy kan dit steeds radikaal afbestuur deur in te ent, wat jou keuse sal wees om dit om te doen of nie, maar dit is bemoedigend as dit jong mense is wat siek word, dan beteken dit ons gaan nie na so baie hospitaliserings kyk en die risiko loop dat mense weer in gange lê nie. Fantasties. So dit is wat ek ook nou wou vra. So jy sê die enstowwe sal nog steeds, alhoewel dit dalk 'n bietjie laer kan weerstand dalk 'n bietjie laer is, gaan dit nog steeds bo 80% wees. Hoe lank kan ons, teen wanneer sal ons definitief weet of hierdie een gevaarliker of meer dodelik of so is? Jong, kyk, ons het hom opgetel 8 November eers, so dit beteken ons is nou so 20 dae in en dit was baie min gevalle, so ons kon nie regtig 'n afleiding maak nie, maar die gevalle is nou besig om vinnig toe te neem en dit sal voor ons gaan binne 'n week of 2 van nou weet. Wat is die kliniese uitkomste? Het hospitaliserings die kurwe gevolg soos normaal, is hy laer en dan oor so 2-3 weke het sterftes die kurwe ook gevolg van daai kurwe maak dan hy gaan basies reguit op met verspreiding, maar die denke sê hospitaliserings en sterftes behoort 'n laer ene te wees en dit is waarna ons kyk. As hy ook reguit opgaan dan kan ons sê okay, hierdie ding se virulensie lyk vir ons erger en dit skep 'n probleem 10-1, maar tot op dusver het ons nie veel rede om te glo dat dit sommer gaan veel erger wees nie. Inteendeel, tradisioneel wanneer virusse muteer hulle vir verspreiding, nie noodwendig vir virulensie nie. Die suksesvoles is die wat beter versprei. Nie noodwendig die wat hulle gasheure vinniger doodmaak nie. So virus slaag nie in evolusionêre terme nie. So ons hoop dit, ons weet nog regtig nie, maar die hoop is ons kan nie sien dat die paar staaltjies wat ons nou het wys dat dit nie veel erger is as Delta nie. Dalk ons dink nie hy sal sommer erger as dit wees nie. Indien enige iets hopelik ligter, maar ons weet nie. Die voordeel is wel ons het 'n redelike groot bevolking met immuniteit of verworwe immuniteit, het sy deur inenting of natuurlike infeksie reeds. So vir die virus is dit ek dink ons gaan beter kliniese uitkomste sien in proporsies nou per 100,000 en daai as wat ons die voriges gesien het. Dis fantastiese nuus. Wat as ons nou praat van die simptome van hierdie nuwe variant teenoor die Delta variant, is daar enigiets anders waarvoor ons moet uitkyk? Ek hoor Shama praat van mense wat verskriklik moeg is. Ja man, tot dusver kon ons nie regtig sien dat hy klinies anders vergestald as Delta redelik nie. So COVID simptome is maar standaard, die moegheid, koors, hoes, dan lyfseer, verlies van smaak en reuk, al daai goeters is redelik standaard en ons het nog nie iemand opgetel wat iets wesenlik buite die norm wys nie. Maar dit is belangrik as jy in die volgende tyd dan nou hoes ontwikkel of seer bors spesifiek of jou lyfseer is of jy moeg voel of hoofpyn is die ander een wat baie gebeur. Is die kans baie goed dat jy 10-1 COVID gaan hê, so gaan toets in daai geval dat jy nie onnodig verspreiding aanhelp nie in kort. So weet nou maar net dit is nie 'n somerverkoue of 'n somergriep wat jy 10-1 gaan tref nie. Ja. Daar's 'n baie goeie kans dat as jy nou daai simptome ontwikkel, jy wel met die nuwe variant siek geword het. Ja, goed. Jy het net nou genoem dat daar baie klein variante intussen kop uitgesteek is, maar dit is nie noodwendig genoem nie want dit was nie, jy weet dit het nie so vinnig, dit was nie sterk genoeg nie. En ons het in Mei of Junie het ons gehoor van 'n variant in Engeland en hulle het gesê hulle hou hom dop, maar ons het net nooit weer van hierdie gehoor nie. So kan ons dus aflei dat dit heeltemal hierdie een is nou 'n heeltemal nuwe variant. Dit is nie dieselfde wat al in Europa aangeteken is nie. Dit is 'n bietjie tricky vraag want ons weet nie. Europa se toetsvermoë is doodeenvoudig nie so goed soos Suid-Afrika se nie. Ja. So dit lyk of Suid-Afrika al die variante ontpop hierso by ons, maar dis nie korrek nie. As ons het weens ons geskiedenis met vigs en TB het ons uitstekende vermoë om siektes, veral oordraagbare siektes te bestudeer. Ons het regtig wêreldklas wetenskaplikes hier wat daai kan doen en ons is een van die min lande wat vinnig die genoom van 'n virus kan lys en dis hoekom ons die goed optel. Is ons een van die min wat toets vir dit. Wat nou reeds duidelik geword het is Omicron is in elk geval in die hele wêreld reeds sonder dat daai mense bande gehad het met Suid-Afrika, so daar's 'n goeie kans dat hy reeds vir 'n maand of 2 vanaf Oktober omtrent in die wêreld hardloop en ons net die ouens is wat hom opgetel het.
Nou dis dit sê ons is goed met dit, spesifiek met dit, maar dit het nou 'n tweesnydende swaard vir ons geword in hierdie geval. Maar dit beteken hy is reeds aan die gang in die res van die wêreld. Hy sal 'n rukkie aan die gang van wat ons kan sien en hy behoort, as ons sy verspreidingsvermoë kyk, die dominante variant te word binne die volgende maand of 2. In die wêreld behoort hy Delta te verplaas. Hy het in Gauteng inteendeel reeds, net wat ons kan sien, is 88% van nuwe infeksies is nou Omicron, waar dit Delta was 100 omtrent. So hy het hom net volledig vervang as die dominante variant en dan gaan hy, soos wat Delta in die wêreld al die ander Beta, Alpha, al daai is vervang het, gaan hierdie ene nou vir Delta so vervang en die dominant word. En dan is ons sterk op pad na eintlik endemies toe, is waar jy met griep sit, waar jy het elke jaar 'n nuwe variant wat die vorige ene al vervang vir daai jaar se griepseisoen, of verskeie variante. En dit is altyd waar ons sou eindig met COVID, is 'n wêreld waar dit 'n sikliese siekte word, waar dit deel is van jou lewe, maar elke seisoen dit toenemend 'n minder groot risiko word, soos wat die Spaanse griep tot 'n mate nog steeds die een is wat ons vandag het. Ons het van sy afstammelinge en ons hanteer dit volledig endemies en dis niks om voor bang te wees of iets en dan die siektes is al met die mensdom vir ewig. Ons het baie goeie mediese tegnologie deesdae en ons sal uiteindelik hopelik by 'n plek kom waar ons aan die behandeling kant, maar ook aan die voorkoming kant COVID volledig endemies kan bestuur. Sure. Met ander woorde, as ons nou oor 'n week sien, die hospitalisasies neem nie so erg toe nie, daar's nie so baie bykomende natuurlike sterftes nie, dan is dit eintlik vir ons baie goeie nuus, né? Dan beteken dit dat ons al reeds na 'n epidemie toe afbeweeg het. Endemies toe. Endemies is griep basies wat sê dis 'n siekte wat net deel is van ons. Ons hanteer dit maar normaal. Daar word mense siek, daar gaan selfs elke jaar mense dood van die siekte, maar ons sien nie dit as 'n buitengewone las op gesondheidsorg of op die samelewing of iets soos dit nie. En dit is altyd waar ons sou moes eindig met COVID. Dis nie 'n siekte wat jy kan uitwis soos coronavirus. Jy kan hom nie uitwis soos polio wat hy glad nie meer in die bevolking is nie. Jy kan op die beste jou risiko radikaal afbestuur, transmissie afbestuur en dan op 'n plek kom waar dit deel word van jou lewe en sekere maatreëls deel word. So in griepseisoen was maar meer hande. Dit sal uiteindelik daar kom wat sê, alright, maar dit is ongelukkig nog 'n entjie weg voordat hy vol endemies is as ons die geskiedenis kyk van hoe pandemies uitspeel. Hoe lank is 'n entjie weg? Jare? Ja, ek is nou versigtig vir te veel, maar ek dink ons moet vrede maak met COVID gaan op 'n manier nog vir ten minste 2 jaar deel wees van jou lewe ergens. Ons gaan sistematies, ons wil sien of ons nog maatreëls nodig het. Ek dink ons is al baie naby aan die punt waar ons nie regtig meer so iets kan regverdig nie. En dan uiteindelik oor so 5 jaar behoort dit volledig endemies te wees. Indien so lank. Dit behoort dalk vinniger as dit net 'n ding te wees wat jy voel jy begin siek voel, jy gaan dokter toe en jy kry pille en daai vlak en dan die ander een is waar jy dan 'n jaarlikse tipe griepinspuiting ding sal kry wat sê hierdie is voorkomend vir wat ons dink hierdie jaar sinnig mee. So baie op dieselfde vlak as griep uiteindelik by hantering van hom kom wat is waar ons wil wees, wat is waar ons wil gaan. Dus ons kan nie van siektes ontslaa raak in die mensdom in die geheel nie. Nee, die gaan hopelik net nog een van daai siektes word wat ons kan hanteer met bestaande gesondheidsorg met bestaande kapasiteit. Goed. Vertel my 'n bietjie hoe muteer 'n virus, want daar's nou baie beweringe dat die feit dat Suid-Afrika so min mense ingeënt het, is die oorsaak daarvan dat dit hier gemuteer het en jy weet, maar soos jy nou ook vir ons gesê het nie noodwendig hier gemuteer nie, dis net ons toetsvermoë, maar daar is mense wat sê die oningeënte mense veroorsaak die mutasie. So, hoe werk dit? Die antwoord is dit is sekerlik moontlik. Die virus muteer in iemand se lyf is hoe hy moet werk. Maar ek is nogal baie geïrriteerd met mense wat nou hierdie wil gebruik om die debat verder te polariseer rondom geënt of ongeënt. Die sekerste manier hoe ons misluk in die hantering van hierdie pandemie is om hierdie debat aan te hou polariseer, om aan te hou twee kampe te skep teen mekaar eerder as ons saam teen die virus dood eenvoudig. Rondom het 'n ongeënte mens of 'n geënte mens ontstaan. Ons weet nie, ons het geen idee nie, daar is geen data op dit nie. Wat ons weet is, dis vreemd dat hy so baie gemuteer het. So daar's 'n paar teorieë, maar nog een van hulle is lekker reg bewys nie. Die een is dat dit dalk in iemand wat 'n immuunsiekte het was vir 'n ruk en dan die immuunstelsel hom nie doeltreffend kon nie. Dis hoekom hy so vreeslik baie mutasies kon doen. Maar ons kan niemand blameer nie, ons kan nie vinger wys nie. Die teorie sê dat 'n geënte mens vinniger van die virus sal ontslaa raak in virale lading, maar as dit 'n geënte ou is met 'n immuunsiekte dan is daar geen waarborg dat dit noodwendig vinniger gaan gebeur of dat hy nie hierdie mutasie kan veroorsaak nie. So dit is ek dink dit is sinneloos om nou te begin
beweringe heen en weer slinger oor joeg, dis hierdie ongeëntes wat ons nou gesink het, of jy kan sien die ent werk glad nie, is 'n nuwe mutasie. Geen van daai vat ons enigstens vorentoe nie, en dit is onmoontlik om te bewys. Wat die feit is dit het nie hier ontstaan nie, dis hier ontdek. Dit was ergens en elders in die wêreld. Ek dink nie ons gaan ooit die pasiënt 0 kry wat hierdie ene gemaak het nie, so ons sal nooit hierdie vraag kan antwoord op waar was dit nie. Die antwoord is virusse muteer ongeag waar, dis deel van hoe hulle oorleef. Hulle muteer om jou immuunstelsel te ontwyk, hulle muteer om beter te versprei, en hulle gaan dit doen ongeag wie die gasheer is. Sterker immuunrespons kan dalk die virus van ontslaa raak voordat jy voordat hy te veel kans kry om te muteer, maar terselfdertyd ons weet nou inenting is in Duitsland nou so 60% doeltreffend teen simptomaties. So dit sê jy gaan die virus inkry, maar 60% van mense behoort dan nie actually siek te word nie, maar die ander 40% is nog 'n wesenlike hoeveelheid wat gaan siek word, hulle gaan vinniger gesond word, maar hulle het steeds geleentheid vir 'n virus om te muteer in daai tyd, en dit beteken, ek dink is 'n sinnelose debat, en al wat ons gaan regkry is ons gaan kwaad word vir mekaar, eerder as om deur die pandemie te kom. Ja, beslis. 'n Leser vra nou juis, indien hierdie siekte nou bietjie minder, of hierdie variant nou minder erg is dit dan nog steeds nodig vir ons om te ent? Ek sou argumenteer, ja, ek dink mense moet self besluit, maar die data wat ons nou het uit die hele wêreld uit, wat redelik konstant deurentyd dieselfde bevindings is inenting bestuur jou risiko vir hospitalisering of sterfte weens COVID-19 regtig radikaal af vir feitelik alle ouderdomsgroepe. Ons sien nou dat immuniteit weens inenting, soos wat natuurlike immuniteit ook taan na 'n sekere ruk, wat nou die rede is hoekom hulle begin met boosters, maar ek dink dit is ooit mooi verduidelik hoekom jy dit nodig het nie. Nie almal het daai nodig nie. Ouer mense in besonder immuniteit taan vinniger as jonger mense, maar jy kom in 'n sikliese ding in uiteindelik. So ek sou aanbeveel, jy kan kies, jy moet immuniteit verwerf op 'n manier. Jy kan jou kanse vat met COVID, moenie net jou blind staar teen sterftes nie. Daar's 'n groot kans, wel nie 'n groot kans nie, maar 'n relatiewe hoë kans dat jy in die hospitaal kan eindig of in ICU kan eindig, al oorleef jy. Wat ons nou sien uit Discovery se data uit, maar selfs uit wêreldwye data uit, is langtermyngevolge van COVID is nogal vreemd. Daar's 'n duidelike neurologiese komponent wat sê die siekte het langer termyn gevolge as jy hom ernstig gehad het as wat jy besef. Jy kan immuniteit op 'n goedkoop manier verkry deur inenting jouself te laat inent. En al wat inenting doen, dit doen niks anders as dit gee net jou immuunstelsel 'n voorsprong. Dit is al wat dit doen. Dit laat jou immuunstelsel net vinniger wegspring wanneer jy wel siekte die virus dan nou sou opdoen. En dit beteken is een van die beste maniere om jou immuunstelsel te boost teen hierdie. Dis hoekom ons dit steeds aanbeveel vir mense. Hulle moet hulle eie risikoprofiel ontleed natuurlik, en ons is baie sterk daarop dat jy moet vrywillig die keuse kan maak. Die bewyse wat ons sien uit feitelik elke land in die wêreld uit, dui daarop inenting is steeds doeltreffend en hospitalisering of sterfte weens COVID-19 radikaal afbestuur in die meerderheid gevalle. Goed. So in gevalle, want baie mense verwys nou na Israel waar die hospitalisasies in Augustus, dink ek, weer die hospitale was weer eens oorvol en hulle het die meeste mense, weet 'n baie groot deel van hulle volwasse bevolking is wel ingeënt. Sou dit dan wees omdat die inenting of die natuurlike immunisasie dan nou bietjie afgeneem het en hulle dan nou net weer 'n booster nodig het? Dis 'n mengsel van goeters, maar dit kom neer op in Israel was die gevalle primêr gedryf deur oningeënte mense onder 19 wat nog nie immuniteit verwerf het nie. So dit is hoekom jy die verskriklike hoë gevalle gesien het. Alhoewel hospitaliserings toegeneem het, was daar nie 'n wesenlike ongelooflike stygings in sterftes nie wat ons nou sien in die Verenigde Koninkryk. Gevalle is baie hoog, hospitaliserings en sterftes nie, en ons sien dieselfde in Duitsland. Dus gevalle is hoër as wat hulle in hulle vorige golf gehad het, want inenting gaan nie keer dat jy enigstens siek word nie, maar hospitaliserings en sterftes bly op hanteerbare vlakke. En dit is hoe endemies lyk uiteindelik. Jy gaan altyd COVID weer hê, maar jy gaan nie gesondheidsorg oorweldig hê nie. Daar is wel in Israel het hulle agtergekom, hulle dalk te vroeg begin amper, en dit is toe in daai tydperk so na tussen 6 en 8 maande of eintlik 7 tot 9 maande meer wat immuniteit begin vervaag, en spesifiek dan is daar 'n fokus om mense wat hoë risikogroepe is, die immuniteit makliker vinniger kan vervaag. So ouer mense met immuunsiektes daai, net weer 'n booster te gee, net jou immuunstelsel te herinner, jy moet as hierdie ding inkom, moet jy hom vinnig uitsorteer. En dit lyk of dit baie goed gewerk het uit die resultate wat ons nou sien uit. So dit is daar is nie 'n kort pad uit die pandemie uit nie. Daar's nie 'n towerwoord of 'n towerding wat ons hier uitkry nie. Ons gaan die lang pad vat. Ons gaan al die pad saam met die deurstap. Maar wat ons kan sien tot dusver is inenting is een van die groot stukke van die legkaart wat ons help hier uitkom.
Goed, dankie. Jy het vroeër genoem van die golwe wat kom sodra die immuniteit 'n bietjie taan. So dit is nou omtrent elke 6 maande en so aan. En dit is met ander woorde hoekom ons kan voorspel wanneer die volgende golf gaan tref. Hier is 'n vraag van 'n leser af, wanneer kan ons die 5de golf verwag? Is dit met ander woorde weer volgende jaar Junie, Julie se kant as ons nou dit het? Ja, so oor die algemeen, ons epidemiologiese kurwe is, ons is vir so tussen 70 en 75 dae in 'n golf van 'n piek totdat ons weer op 'n plek is waar ons dit beskou as nie regtig 'n probleem nie. En dan is omtrent so 90 na 100 dae tussenin wat die virus nie lekker kan deurbreek en doen nie. So ons sê dis so tussen 6 en 8 maande na die vorige golf. Dis hoekom ons baie doeltreffend en akkuraat die 3de golf kon voorspel. Hoekom ons redelik akkuraat die 4de golf kan voorspel en dan die 5de golf behoort dan weer volgende jaar omtrent so Junie, Julie daar rond te wees. As ons hierdie ene nou gaan doen. Die vraag sal wees uiteindelik soos dit ons griep met redelike akkuraatheid kan voorspel per jaar. Is dit nog nodig om dan werklik maatreëls te hê en daai tyd het ons nie al genoeg immuniteit nie. Het ons nie al iets in die lyn van ons kan die ding eintlik as endemies hanteer en sê hierdie siekte is nou maar 'n deel van ons lewe en ons het goeie behandeling, ons het goeie voorkoming, ons gaan nie mense in massas verloor en gesondheidsorg gaan nie oorweldig word nie, so ons kan aangaan met die lewe soos normaal. Ja, en dis nou bitter sleg dat hierdie veral vir Suid-Afrika oor ons 2 groot vakansies val. So dit is regtig sleg vir ons as toeriste en vir die toeristebedryf dat ons dit nou so slaan. Dink jy ons kan verdere inperkings oor Kersfees verwag? Sal die regering dit waag? Nou vra jy vir my 'n moeilike ding. Elaine, die virus voorspel is aansienlik makliker as die regering voorspel. Die antwoord is tweeledig. Die een is nee, ons kan dit op geen manier bekostig nie en 2 ja, ek dink hulle gaan dit steeds doen. Ek dink ons moet onsself voorberei op ons gaan 10 Sondag al sien dat ons 'n mate van inperking weer gaan beleef met die regering wat weer om een van 'n vreemde rede dink ek alkohol gaan verbied erns, maar ek kan nie verstaan hoe dit werklik bydra nie. En dan uiteindelik rondom Kerstyd 10 weer 'n mate van 'n hoër vlak met aanklokreël en daai die ding is daar's baie min oor wat jy kan doen. Ons kan nooit weer teruggaan vlak 4 of vlak 5 toe eintlik nie. Die ekonomie kan dit nie toelaat nie. En al die vlakke onder dit het baie weglaatbare impak wat ons kan sien. Solank as wat mense in klein groepe bymekaar kan kom so met familie, gaan die virus aanhou versprei. Al wat jy doen is jy veroorsaak ekonomiese skade saam met die gesondheidsorgskade. So ek dink ongelukkig as ek die ANC se trek rekord op hierdie kyk, hulle gaan 'n mate van inperking weer instel. Meer met die doel, maar waarna ons 10 meer op pad is en ons is nou besig met daai geveg, is hulle gaan probeer verpligte inenting as kortpad uit die pandemie uitvat. En dit gaan nie werk nie. Dit is absoluut 'n sinnelose maatreël om in te stel. Van wat ons gedoen het, ons het 'n redelik omvattende studie op lande wat se enstofprogramme gewerk het gedoen. En een van die vereistes is dat dit nie verpligtend is nie, uitdruklik, want al wat verpligting doen is jy verhoog weerstand. Jy het net mense wat nou sê, maar as hierdie ding so goed werk, waarom moet ek hom vat? Wat 'n geldige vraag is, wat ek verstaan. En die antwoord is, dit is nie nodig om te verplig nie. Die ding werk regtig baie goed. Ons moet net met jou die feite deel en die inligting deel. En die meerderheid mense in lande soos Portugal en Denemarke het van self dan gegaan. Weet jy, wat ek hier kan sien, stel vir my voor, die ding werk baie goed. Ons uitdaging is daar's ongelooflik baie misinformasie daar buite en ons het 'n regering wat totaal onbevoeg is om dit aan te spreek. Net weens die feit niemand vertrou hulle nie en ek verstaan hoekom jy hulle nie vertrou nie. Ek vertrou hulle ook absoluut niks met COVID-informasie so seer nie. Net weens die feit dis ouens wat warm hoender verbied het, is meneer with immediate effect wat ons skoolkinders hanteer het. En ek is ook kwaad oor daai en ek vertrou ook nie hulle data nie, maar ons kyk na die harde feite op die grond, werklike data, hoeveel mense is in die hospitaal in ander lande, hoeveel is by ons in die hospitaal, daai vlak van rapportering en daar kan ons sien dit werk baie goed. En nou is die uitdaging, die regering dring aan om die pad te staan van die inligting en dit om dit te versprei en dan vergiftig hulle outomaties al die goeie argumente. En nou sit ons in 'n posisie waar mense met rede die regering wantrou op hierdie. Ja, soos jy sê, dis 'n halfe wolf situasie, nee, nadat die wolf regtig gees wil ons hulle nie glo nie. Ek dink daar's baie mense wat bekommerd is oor inentings vir kinders en die verpligting van inentings vir kinders, veral dat ons oor 'n paar jare 'n situasie sien waar 'n kind nie kan skool gaan soos met die measles en waterpokkies en al daai ander inentings nie. Is dit ons voorland? Is dit wat jy dink en dink jy dit is goed en dink jy dit is iets wat die regering sal instel met tyd?
Jong, ek weet nie of dit in Suid-Afrika so goed is. Kyk, ons het reeds 'n welgevestigde praktyk van jy moet jou inentingskaart wys voordat jy kan skool toe gaan vir allerlei kindersiektes. Maar dit is gebaseer op die feit dat kinders wel daai siektes sal kry en kan versprei en die skool kan toemaak en ernstige skade aanrig. Tot dusver met COVID kan ons nie regtig sien dat dit so wesenlike impak op kinders het nie. Kommerwekkend is wel elke variant wat ons nou sien tref jong mense meer. Wat sin maak is die suksesvolle variant gaan die een wees wat die virus toegang gee tot 'n groot bevolking sonder natuurlike immuniteit of immuniteit deur verwerk deur 'n enstof. So jong mense outomaties is baie meer die teiken wat die reservoir waartoe hy kan gaan. As nie meer so baie mense bo 60 byvoorbeeld oor wat nie immuniteit het of wat nog vatbaar is noodwendig nie. So ek dink ons sal nog sien wat die rigting van kinders is. Tot dusver is daar nie regtig genoeg om te sê dat kinders onder 12 wesenlik hard getref word nie. Selfs tussen 12 en 17 kan ons nie sien dat die kliniese uitkomste verskriklik sleg is nie. Omicron sal ons nou dophou. Daar is 'n kommerwekkende tendens wat so 'n bietjie begin kop uitsteek wat sê hy versprei meer onder jong mense wêreldwyd van Delta af en dit lyk of Omicron daai tendens voortgesit het. Gaan die regering spasies beperk volgens inentingsstatus. Ek weet nie of hulle dit kan regkry in Suid-Afrika nie en ons sal daai aanspreek as die regering wat dit doen, dink ek is waar ons groot probleem lê. Is 'n staat moet nie daai regtig kan afdwing nie. Gaan privaat individue of privaat besighede dit doen. Daar's 'n kans dat jy gaan sit en sê, "Alright, jy kan nie spa toe gaan as jy nie ingeënt is nie." Maar dit is op 'n ander vlak en dit is nie 'n kombersbenadering nie. En dit is ek dink ons groot aanvoer hier is. Hierdie is 'n baie komplekse situasie. 'n Pandemie is nie 'n eenvoudige ding nie. Dit is 'n ongelooflik komplekse situasie. En om te dink daar's 'n eenvoudige oplossing soos almal in die land moet ingeënt wees en dit gaan die probleme oplos, is regtig nogal naïef. Ons gaan hier moet geval vir geval gaan werknemers en werkgewers self moet besluit. Watter rigting gaan ons, is hierdie nodig vir 'n veilige werksplek? Is hierdie nodig vir jou om jou werk te kan vermoed? Is 'n mate van immuniteit nodig? En in daai aspek spesifiek, dink ek ons moet die debat begin verander van inenting na immuniteit. Om een van die vreemde rede fokus ons intens op inenting, maar natuurlike immuniteit is uiteindelik wat 'n inenting namaak. Jy wil tog daar uitkom. Dit is die doel. Natuurlike immuniteit se pryse is net baie hoog, maar daar is 'n klomp mense wat klaar COVID gehad het en herstel het en wat 'n mate van immuniteit vir omtrent dieselfde tydperk gaan toon as wat jou inenting gaan werk. So wanneer ons begin praat oor maatreëls instel vir die virus se verspreiding aanspreek, dan moet ons soos wat Israel, soos wat al daai lande gedoen het, Frankryk selfs, het hulle pas sanitêr, die gesondheidspas gebaseer op of 'n negatiewe COVID-toets in die laaste 72 uur of 'n positiewe COVID-toets in die laaste 3 maande of 'n inentingssertifikaat wat sê ons gee nie om of jy ingeënt is of nie, ons wil net weet of is jy immuun en of is jy negatief, gaan jy die siekte versprei. Al dan nie. En dit is baie meer waartoe ons koppe moet skuif. Ons wil net nie die siekte versprei nie, maar hoe jy dit stop is dan nou jou saak. Ja, is meer as een manier om die probleem op te los. 'n Leser wil nou ook weet, jy moet asseblief verduidelik waar al die name van die virus vandaan kom. Ons weet nou Omicron is 'n bietjie lank na die, so so daar word fyn gemonitor, wat hulle noem dit in Engels variants of concern. So dit is variante wat ons bekommerd maak wat moontlik kan lei na 'n volgende golf of iets in daai lyn. En dan word elkeen van hierdie variante in die Griekse alfabet 'n naam gegee. Ja, ons volg die letters. So dit was alfa. Aanvanklik het ons die lande gedoen, maar dan het dit gelei na die fenomeen waar die Suid-Afrikaanse variant wat beta was, lei na kansellasies na Suid-Afrika. Hulle glo vas ons het die variant weer eens gedoen. So nou is ons by net Griekse alfabetletters wat die WGO gebruik om variante te noem en ons is by Delta, daar was 'n Lambda gewees, daar was 'n Mu wat ontdek is en ons is nou by Omicron. Dit moes eintlik T wees, XI, maar die WGO het gekies om dit nie te gebruik nie en jy kan maar jou eie afleidings maak vir waarom hulle sou kies om 'n mis te gee. Hulle sê dit spreek moeilik uit. Goed, Connie, wat is jou raad vir Suid-Afrikaners op hierdie stadium? Moet ons soveel as moontlik by die huis bly? Moet ons probeer om die virus op te doen? Hoe moet ons weet of ons moet gaan inent of nie? Jy weet, dit is so kompleks, dit is seker nie 'n maklike antwoord nie, maar as jy nou net weet, om nou net weer deur hierdie 4de golf te kom, wat kan Suid-Afrikaners doen? Okay, so die advies is eintlik ek sê nie te veel verander noodwendig nie. Nie jou lewe omverwerp heeltemal nie, maar probeer as jy positief toets,
regtig bly by die huis as jy simptome toon of moenie nou gaan 'n braai bywoon met 'n loopneus of iets nie, jy gaan 10 teen 1 mense aansteek. As jy positiewe kontak gehad het, hou jouself baie fyn dop. Selfs al begin net 'n keelseer of iets, is daar 'n goeie kans en gaan toets voortydig dat jy net daar ten minste 'n bietjie dit kan stop. Verder is dit was jou hande met soveel as wat jy kan as jy wil addisioneel. Dis nou 'n bietjie laat as jy met Pfizer wou inent, dan is dit nou te laat om die 4de golf te mis. Jy gaan die kort ons Suid-Afrika se ding werk op 42 dae tussen die 2 inentings en 14 dae na dit word jy eers as volledig geïmmuniseerd beskou. So as jy vandag gaan in en dan gaan jy eers eintlik middel Januarie as immuun beskou word en dan behoort ons eintlik al oor die kruin van die golf te wees. So as jy Pfizer wil doen, ek dink jy kan dit steeds gaan doen. Die eerste inenting bied 'n mate van beskerming, maar nie super baie nie. Dit mag jou net uit die hospitaal uithou dalk, maar berei jouself voor op as jy dan COVID kry, dan gaan daar komplikasies. Johnson & Johnson kan jy nou nog gaan kry wat binne so 14 dae jou as ten minste 'n groot mate van beskerming bied. So dan behoort jy net so voor geloftedag behoort jy daarom alright te wees wanneer die gevalle regtig gaan begin hardloop. So ek sou steeds aanbeveel kom by voorkoming. Die ander een is eerlikwaar gaan doen vir jouself 'n risiko-ontleding, gaan kyk na die feite. Ons het 'n tweede verslag uitgereik oor wat ons opgedateer het, ons aanvanklike enstofverslag wat ons wys wat gaan aan. Net eerlik, wat sien ons in die wêreld? In lande met hoë inentingskoerse, wat sien ons? Hoekom hardloop gevalle? Wie versprei dit? Is hospitaliserings en sterftes op? Werk die ding nog? En gaan vergewis jou by goeie bronne van wat doen en maak dan die beste keuse vir jouself. Dan die ander een is ek dink gaan kuier by familie, maar probeer maar as jy kan. As jy enigstens siek voel of iemand siek voel, moet nou nie daar oop monsoene doen en goed nie. Jy gaan dalk in die moeilikheid eindig. Dis net soos tradisie daai. Wat mens vir enigiemand in normale griepseisoen amper sal aanbeveel is moenie as iemand hoestend ergens is, moet nou nie hulle gaan 'n drukkie gee nie. Dit is nie somerverkoue hierdie nie, dit is dalk COVID, maar as jy immuniteit op 'n manier het, dan kom dit neer op jy behoort alright te wees. Regtig, jy behoort okay te wees deur hierdie ene. So wees versigtig soos die vorige golwe, maar begin jouself voorberei op ons gaan hierdie ding endemies moet hanteer uiteindelik. Dit gaan deel van jou lewe moet wees. Dit gaan wees en daar is 'n pad uit. Ons is amper deur die rofste tyd nou. Ons het daar 'n manier om immuniteit breier te versprei en die ander een is dis die voordeel, behandeling het regtig met rasseskrede vooruit opgegaan. So ons is besig om met die siekte van beide kante af, van keer dat jy siek word en van help as jy siek word, sistematies te kry by die plek waar griep is, en net soos dit is waar ons kan hom hanteer. Is nog nie daar nie, is 'n gevaarlike siekte met langtermyn gevolge, maar ons is al aansienlik verder in die pad af, as wat ons was in laas jaar, April of Mei. Connie, baie dankie. Ek dink jy het regtig vir baie lesers nou net 'n bietjie hoop en 'n bietjie goeie nuus gegee, al is die petrolprys so hoog. Jy weet, ons lig aan die einde van die tonnel, dus ons is versigtig optimisties hieroor. En ons hou duime vas dat ons oor 'n week regtig nog min hospitalisasie sal sien en so, en dat ons nou dat hierdie die begin is van die einde. So baie dankie. Dis regtig altyd insiggewend om met jou te gesels. En hou aan die goeie werk doen wat jy doen. Ek is bly Elyn, dankie. Kom neer op moenie te vroeg paniekerig of bly raak nie. Ons weet nog min oor hierdie ouetjie. Fantasties. Baie dankie man. Lekker dag vir jou. Totsiens. Bye.